Dis 'n voorreg om vanoggend saam met u in die huis van die Here te wees. Ek het 'n gedagte wat ek met u wil deel en ek dink baie keer het ons dalk al gehoor van dit, maar nooit verstaan wat dit is einde van die dag. En ek wil vanoggend praat oor die tydlyn van die dood. Die tyd wat jy gebore is, groei op, jy word 'n tiener en dan volwasse en dan kom ons by die tyd van senior burger en eers sterf ons af. Vir baie mense is dit die tydlyn van sy lewe, verander hier as 'n jong kind, dalk as 'n babietjie, dalk as 'n tiener, dalk as 'n volwasse, sterf jy af en die tydlyn wat jy in leef word verkort. Maar ek wil vanoggend vir julle aan die tydlyn van Jesus bekendstel, maar ek wil eers vir julle skriffie lees en daarna gaan ek dit vir u verduidelik. Johannes 19:38 sê, en na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat en hy het toe gegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alle wee van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai, saam met die speserye soos die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is 'n tuin, in 'n groot tuin 'n nuwe graf waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Nou, my kernteks vanoggend aan u is 42, as jy daar het hulle Jesus toe neergelê, weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Die vraag wat ek vra, weet u dalk in watter jaar en tyd het Jesus gesterwe? Het al skieurig gewees? Ek gee vir u dit. Hy sê, die navorsing wat hy gedoen het, daar's 2 datums wat hulle oor arm druk, en hulle sê dat Jesus is gekruisig op 3 April 33 na Christus of 7 April 30 na Christus. So dis die 2 datums wat lê. So daar is so 4 dae verskil. Nou wanneer jy gaan kyk na die geskiedenisboeke, is dit bitter interessant omdat dit aangeteken is in die geskiedenisboeke. Hulle sê daar's 'n man gekruisig en hulle vertel van die hele verhaal van Jesus, maar hulle noem nie sy naam nie. So as jy die een en een bymekaar sit, dan praat hulle eintlik van Christus daar. Want die wêreld wil nooit erkenning gegee het in daardie tyd aan Jesus, die seun van God nie. So, meeste van die evangelies, en ons glo ook so, dat die kruisiging het op 'n Vrydag plaasgevind. So, hy is die oggend vroeg gekruisig, hy is later die middag oorlede, en hulle het hom toe van die kruis afgegaan, en hy is die graf neergelê, nog op dieselfde dag Vrydag. Nou moet jy verstaan, daar's gelowe, en dankie Vader, ek is nie een van hulle nie, as jy vandag sterf, moet jy jou vandag begrawe. Nie môre of oormôre nie. So, wanneer jy doodgaan, is dit 'n totale rush en hardloop en 'n geskarrel in die familie om die gat in die grond te kry, jou gereed te kry en jou kus te kry en jou te begrawe. Nou ek sê vir die Here baie dankie dat ons het daarom so tydjie dat daar ja, hulle doen dit ook. Die Hindoes doen dit. Hulle doen dit, steek hom aan die brand. So ou moet gaan kyk watter geloof het is, maar vanoggend wil ek jy vertel die tydlyn van Jesus se dood. Dis bitter interessant om te besef, ons lees baie keer dat Jesus het gesterwe en ons aanvaar, ja, Jesus was in die kruis en hy's dood en hy het hom afgehaal en hom in die graf gelê en hy's maandag opgestaan. Maar wat het ingebeur? Hier tussenin het daar klomp goed gebeur. As ons nou praat van een van ons sou sterwe, die eerste ding is, as jy by die huis sterf, dan kom die polisie, want daar sekere reëlings, en dan kom kyk hulle, is dit nie die nie, en hulle verwyder die oorskot, en hy gaan na die lijkshuis toe, word in die koelkamer, en dan sal dalk 'n besigtiging. So dis 'n hele proses. En ek dink, ek wil vanoggend net 'n prentjie vir julle gee, wat het met Jesus gebeur?
Nou hy sê, vandag is gister was die 18de April, vandag is die 19de April, so vandag is Saterdag. So ongeveer 2000 jaar. Nou as ons presies plus minus ongeveer, dan is dit 1992 jaar en 15 dae gelede wat Jesus gesterf het. Ons maak dit sommer benadering en hulle sê ongeveer 2000 jaar terug. Nou, wanneer ek van iemand praat wat afgesterf het, dan sê ek nie, my papi het, as ons in 'n gesprek sê ek, nie my papi het afgesterf, 3 April, bla bla bla, datum te, ons praat het en sê, hy of sy het afgesterf. En baie selde verwys jy na die datum, tensy die datum opkom, dan bring dit weer die herinneringe op van die dag wat die persoon heen gegaan het. Maar so dink ons ook baie keer as ons van Christus praat, Jesus het gesterf, en nooit neem ons in ag die datum en tyd wat dit plaasgevind het nie. En ons besef nie in die milieu wat Jesus gesterf het, dit was toe die Romeine op hulle ergste was. Die Romeine het absoluut genot daar uitgeput om in hierdie arenas Christene te vat en te sê, hardloop, dan jaag hulle die ou, dan maak hulle leeu los, dan jaag jy die leeu, en dit is nou so mooi sê, die leeu, die oudheid mekaar keer, dis wie die Romeine was. Dis wie die Romeine was. En die Romeine was die mense wat die bekruisiging begin en ontwerp en elke keer net iets ergers bygesit het. Hulle het selfs ouens onderste bo en ouens net aan die hande vas en hulle nie eens die voete vasgemaak nie. Nou wil ek vir jou sê, wanneer jy met jou hande vasgemaak is in die lug, op 'n stadium raak jou asem op. Want jou longe trek plat as jy dit doen. Nou om asem te haal moet jy van onder jou basies jou 'n bietjie oplig sodat jy asem kan kry. En wat gebeur as jy sterf aan die kruis? Eintlik sterf jy einde van die dag aan versmoring. Want jy word later so moeg dat jy nie meer krag het om dit te doen nie. So jy hang net aan jou arms en jy versmoor dood. En dis waarom toe Jesus gesterf het en hulle hom van die kruis afhaal en hulle hom neersit, het hulle gewonder, is hy nie nou net in hierdie diep beswyming nie? Maar hulle het werklik toe die spies in sy systeek gesien, al kom water en bloed het en gesê, waarlik hierdie man is dood. Nou, die tydslyn begin as gevolg. Vanoggend is dit Saterdagoggend, maar kom ons volg die gebeure soos dit gister gebeur het. Jesus word verraai en gearresteer ongeveer hierso in die middernag. Hulle sê so na 12, half 1 uur se kant word hy gearresteer en Jesus word gearresteer deur Judas wat hom verraai het met 'n kus. Jy kan dit gaan lees in Matteus 26, 47 tot 56. Hy sê, en sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dis hy, gryp hom. En hulle het gekom en Jesus gevange geneem. Die tweede deel wat daarmee saamgaan, is dat in hierdie gevangenskap het Petrus een van die wagte se ore afgekap. Want onthou nou, in daardie jare het almal swaarde en stokke en goed gedra by jou, want daar was baie aanvalle en rowe onder die mense. Ons dink nou in ons tyd hier waar ons leef, ons praat ons nou van hijackings en ook soortgelyke gevalle. Daai tyd was nie uitgesluit nie. Daai tyd was dit baie nader aan die mens. Jy moes jouself verdedig. Die manne het gewoonlik 'n swaard en ons lees hier dat Petrus het 'n swaard in hom gehad. Nou ons dink aan die swaarde, so lang swaard wat hulle mee geveg. Dit was 'n korterige swaard omtrent die lengte as ek nou reg in die navorsing gekyk het wat hulle gedra het aan die sy. En hy het hierdie swaard gevat en hy het Malchus, die man, een van die wagte se ore afgekap. Maar weet Christus kom en hy vat hierdie oor en hy sit hom terug en hy genees hierdie man. Hy sê, en Simon Petrus wat 'n swaard gehad het dit getrek in die dienskneg van die hoofpriester geslaan, sy oor afgekap. En die naam van die dienskneg was Malchus. Daai man se boek, sy oor wat afgekap is in die boek van die Here, die Bybel, vasgevang as 'n getuienis. Jesus is gevange geneem. Dis nie net 'n spekulasie nie. So binne in hulle argiewe, as hierdie wagte terugkom daar by die hulle hoofkwartier, is daar 'n voorvalle boek wat jy gaan rapporteer. Die hoofman oor 100 sal vra, toe julle nou daar gaan, wat het gebeur? Daar rapporteer hy. En alles wat gerapporteer is in 'n boek opgeteken. Want onthou, die koning, of hy wat in beheer is, wil weet,
Hy hoor daar was 'n insident en dit word neergeskryf sodat daar 'n rekord van is. So daar's 'n rekord geneem dat Jesus is gevange geneem. En in die gevangenskap was Malchus die getuienis dat dit wel plaasgevind het. Judas het gearriveer dan met die soldate so om en by 1 uur, 3 uur se kant, en Jesus word gevange geneem. Dan sê hy so, Jesus verskyn voor Kajafas hierso in die omgewing van 1 uur die oggend. So van 1 uur die oggend tot 3 uur die oggend, dis middernag. Dan slaap ons almal nog lekker. In daai tyd was hierdie ouens op hulle beste. Het hulle Jesus gevange geneem, om na Ananias toe gevat en Kajafas, en hulle was voor hom. In hierdie gedeelte sê Johannes 18:13, hulle het hom weggelei, eers na Annas toe, want hy was die skoonvader van Kajafas, wat daardie jaar hoëpriester was. En dit was Kajafas wat aan die Jode raad gegee het, dat dit voordelig was dat een man vir die volk sterwe. Wys hoe werk God se raadsplan. Jesus moes sterf, sodat ek en jy die ewige lewe kon werk. Moses gaan na die berg, en die Here roep hom op, en hy gaan op na die berg, en hy kry die tafel, 2 tafels met die 10 gebooie, en hy kom af, hy gee dit vir die volk, maar op pad af, gebeur daar iets, hy breek hulle, en hy word weer teruggeroep, en nou sê die Here, nou skryf jy dit, en hy skryf die 2 tafels oor. Nou verstaan ons dat die belofte van Genesis tot Openbaring is dat daar gaan 'n Messias gebore word. Daar gaan 'n verlosser gebore word. Daar gaan 'n koning gebore word. Maar hierdie koning sê hy in Jesaja en Jeremia, as ek nou die skrif nie reg is ergens aan die woord sê, dat hierdie man is die man van smarte en hy deur hom gaan daar vir ons as 'n volk verlossing kom. En ergens moes die Here die mens oral sodat Jesus gekruisig kan word, sodat hy eenmalig die prys betaal. Ons moet onthou in die ou stelsel, as ek en jy gesondig het ons na die priesters toe gegaan, en ek vir hom sê, ja, ek het dit gedoen, en sê hy vir jou 2 tortelduwe, 'n skaap, 'n bok, en ons dit geoffer vir jou sonde. Maar Jesus kom en hy moet aan die kruis sterf, sodat ek en jy daardie prys wat hy moet betaal, moet 'n eenmalige, 'n volbragte prys wees. En hier haal Kajafas die volk oor, en hulle beplanning is, as 'n raad uit Sanhedrin uit, Jesus moet gekruisig word. Jesus word deur Kajafas ondervra, en hulle beskuldig hom, en dit gebeur hierso ongeveer tussen 3 uur en 5 uur die oggend. Nou moet jy weet, Jesus is gevange geneem, hy is daar in Kajafas se paleis, of die plek waar hy gevange geneem word, en van 1 uur die oggend, tot ons trek nou by 5 uur, word hy geslaan, word hy gespot, word daar met hom die spot gedryf, en almal vra hom baie vrae. As ons die skrif lees, hierdie een slaan hom sê, profeteer, wie het jou geslaan? Hulle het regtig met Jesus die spot gedryf. So, as ons gaan sit en ons kyk na die tydlyn, besef ons, dit was nie net dat Jesus gevange geneem is, woeps, en die volgende oomblik sê die kruis, daar was 'n smarte. Die woord praat van die man van smarte, hy het hierdie lydingsweg deurgegaan, voor hy op die pad van Via Dolorosa gegaan het hy reeds straf en pyn en lyding verduur. Nou, 5 uur se kant, nou stuur hulle Jesus terug na die Sanhedrin toe, en hy is tussen 5 en 6 word hy deur die Sanhedrin ondervra. Dis al hierdie slim manne met die dik brille en die baie boeke. Hulle is die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes, en hulle is daar, nou vra hulle vir Jesus, is jy die seun van God? En sê, maar jy het dit gesê. So het hulle ondervra, hulle weet wie hy. Hulle hoef hom nie te ondervra nie, hulle het al vele male, wanneer hy daar op 'n plekkie sit en hy preek, het die skrifgeleerders en die fariseërs daar in die agtergrond gesit, en hulle het gehoor wat Jesus sê. En hoeveel keer het Jesus hulle nie aangevat oor hulle gewoontes, en hoe hulle die volk leer, en alles wat hulle verkeerd doen nie, maar nogtans kom hulle daar, en hulle ondervra Jesus. Hy sê Lukas 22:67, en gesê, as u die Christus is, sê vir ons. En hy antwoord hulle, as ek vir u sê,
sal u tog nie glo nie. Ek het die diens begin met glo ons werklik. Here, gee my geloof. Hulle kon werklik al gesien het, Jesus is werklik die seun van God. Daar waar die 5 brode en die 3 visies, soveel getuienisse is gebore waar Jesus beweeg het. Nogtans vra hulle hom en hulle glo nie. En hy antwoord hulle, as ek vra, sal u my tog nie antwoord en loslaat nie. Van nou af sal die seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. En hulle sê vir almal, is u dan die seun van God? Hy antwoord hulle, u sê dit dat ek is. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuienis nodig, want ons het dit self uit sy mond gehoor. Maar Jesus moes sterf. En Jesus maak hulle oë en hulle ore en hulle harte toe om hierdie tyd toe Christus met hulle praat te erken. Waarlik, hy is die seun van God. 'n Rukkie later tussen 6:30 en 6:30, nou moet jy besef, dis 'n warboel van mense rondom Christus. Ek dink daar was nie net 1 of 2 ouens nie. Daar was dalk 25, dalk 30, want 'n leerstelling het tussen 25 en 30 manne bestaan. Soos daar 1 leerstelling daar was, teken nou was het omtrent so 30 manne om Jesus. En elkeen wou iets sê, en elkeen wou iets doen aan hom. Nou kom hy 6:00 die oggend. Dis baie keer die tyd ons opstaan om klaar te maak om werk toe te gaan. Maar dis die tyd wat hulle nou Jesus voor Pilatus bring. En Jesus is in sy paleis en hy vra vir Jesus. Maar het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met die leer van die hele Judea deur. Vandat hy in Galilea begin het tot nou toe. Die Joodse leiers bring Jesus na Pilatus in die hof, en Pilatus vra hom, maar vind geen skuld in hom nie. En hy laat hom vry. Nou is daar 'n tweede gedeelte wat nou plaasvind. Hy vind uit, hierso in die tweede gedeelte, word hy na Herodes gestuur. Ek wil nou net gekyk, waar is die Ekskuus. So, Jesus word van Pilatus af na Herodes gestuur. So, hy was van 6:00 tot 6:30 by Pilatus. Nou word hy na Herodes gestuur, want hy hoor hy kom uit die magsgebied van Herodes uit. Nou van 6:30 tot 7:00, dis 'n halfuur. Dit klink dalk vir ons baie kort, maar 'n halfuur kan jy werklik baie skade aan iemand doen. Jy kan baie vrae vra, maar dit was baie vinnig, want onthou, hulle wou nie tyd verspeel nie. 9:00, dat was 'n gebruik van hulle, dat 9:00 in die oggend word iemand gekruisig. Nie voor dit nie, ook nie na dit nie. 9:00 was 'n bepaalde tyd wat hulle die mense gekruisig is. Die rede vir dit was, dat die tyd vir die man vat om te sterf van 9:00 die oggend tot 3:00 die middag, is 'n tyd wat hulle uitgewerk het. Teen 3:00 sterf 99% van die mense af. En dit was hulle belangrik. En dit was ook vir hulle belangrik dat dit nie voor 9 was nie, want voor 9 was daar sekere funksies en aktiwiteite wat die wagte moes uitvoer. Dis 'n ruil van 'n wag, en daar was inligting uitgeruil word. Wat het gister gebeur? Wat moet julle vandag gaan doen? Waar moet die wagte gaan oproere onderdruk? So dit was 'n proses gewees. So toe hy by Herodes kom was, kon hulle nie tyd verspil nie, en hulle het onmiddellik, het Herodes begin en met hom gepraat. En hy sê in Lukas 23:6, en toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy die man, of die man 'n Galileër is. En nadat hy verneem het dat hy uit die magsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat selfs ook in daardie dae in Jerusalem was. En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het, en gehoop het om een of ander teken te sien wat hy sou doen. Hierdie man het nou gedink, terwyl hulle Jesus gevange geneem het,
en hy so begeerig was, as Jesus daar voor hom kom, gaan hy dalk soos 'n towenaar 'n paar dollosse gooi. Maar dit was nie so nie. Jesus kon net doen wat die Vader hom getoon het en wat die Vader hom beveel het. Wat die Vader hom wel gesê het, hy gaan gevange geneem word. En wat verder gebeur het, is dat Jesus sy volkome wil ondergeskik gestel het aan die Vader. En hy het daar by Herodes ingekom en hy het nie 'n woord gesê nie. Nou, Jesus word veroordeel van 7 die oggend tot 8 uur, dis so 'n uur. Die hofsaak vat so bietjie langer, so 'n bietjie meer tyd. Jy moet seker maak, as hierdie man nou sterf, het ons hom nie onnodig doodgemaak nie. Dit is die Romeinse regstelsel. Ons moet vandag verstaan dat die wet en die regstelsel wat ons tans in die wêreld gebruik, kom van die Romeine af van daardie tyd af. Ons praat van die Romeinse regstelsel. As jy 'n bietjie wette gestudeer het, dan kom jy agter as jy daar kom, en baie van die goed gaan jy terug, ver in die geskiedenis in, hoekom jy sekere goed mag doen en nie doen nie. En die Romeine was leiers onder die wette en regstelling, en daarom moes hulle in hierdie tyd van 7 tot 8 die oggend seker maak, hulle veroordeel Jesus nie onskuldig nie. Hy sê in Matteus 27:20, maar die owerpriesters en die ouderlinge het die skare oorgehaal, dat hulle Barabbas begeer en Jesus ombring. In Johannes 19:15 sê, maar hulle skree, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Nou staan hy voor die keiser. Maar Christus beroep hom nie op die keiser en sê, ek maak 'n beroep, wil u my nie vrylaat nie. Ek is onskuldig. Hy staan en want hy weet, toe hy daar in die tuin van Getsemane was, het hy gevra, Vader, nog pas nie my wil nie, maar as u wil is, dat hierdie beker verby my gaan. En toe die Vader sê, nee, maar hierdie beker gaan nie, jy moet hierdie lydens weggaan, het Jesus dit aanvaar. En nou staan hy voor Herodes, hy sê, en toe hy aan hom dan aan hulle oorhandig om gekruisig word, het hulle Jesus geneem en hom weggelei. Nou gaan Jesus gekruisig word. Nou, in hierdie tyd het Jesus se swaar kry nog nie gestop nie. Nog steeds in hierdie tyd is daar nog een wat ook 'n woordjie wil sê. Daar's nog iemand wat iets wil sê. Ons moet soms, as daar nou weer ergens in die land te oproer is, dan gaan vat daai video en gaan kyk wat doen die ouens. Jy het net een ou wat iets moet doen, dan wil almal dit doen. Jy het net een ou wat 'n ding doen, dan wil almal hom naam. As een man verbykom en hy gooi 'n ruitstuk in, dan ander ene kom klip en hy gooi 'n ruitstuk in. So ou moet gaan kyk na dit. Die mens, wanneer een 'n slegte ding doen, sê ek, nee, ek kan nog erger doen. Ek het hom geslaan, nee man, ek kan hom knyp. Nee, ek kan hom met 'n klip gooi. Nee, ek kan hom met 'n stok slaan. En so het hulle Jesus verneder tot dat hy op die pad kom waar hy sy kruis moes dra. Nou Jesus word gespot en geslaan, sê volgens die aantekeninge en dit wat uit die woord ons aanhaal, ongeveer van 18 tot 8:30 is Jesus geslaan en gespot. Hulle sê, toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om hom en hulle vleg 'n kroon van doring sit dit op sy hoof en 'n riet aan sy regterhand. En hulle val op hul knieë voor hom en spot hom en sê, wie is gegroet koning van die Jode? En hulle spoeg op hom en neem die riet en slaan op sy hoof. En nadat hom gespot het, trek hulle hom die mantel uit, trek hom sy klere aan en lei hom weg om gekruisig te word. Nou, van waar Jesus in die paleis was, waar hy hierdie bespotting en slaag deurgemaak het, tot by die kruisigingspunt, is volgens die gebruik sê hulle is omtrent 'n halfuur. So van 8:30 tot 9:00 vat hulle Jesus en nou moet hy hierdie sware kruis dra, daar waar hy gesterf word. Hy gaan sterf en aan die kruis vasgenaal geword. Nou ek wil hê, jy moet verstaan, daai kruis was nie van die ligste en die sagste hout nie. Hulle moet seker maak dat daardie hout is baie sterk. As hulle hom daaraan vasnaal, dat daai hout moet nie breek nie. So ek neem aan dat dit was 'n baie goeie en 'n duursame hout en dit was baie swaar. Omdat Jesus deur hierdie lyding gegaan het, as ons kyk van 12:30 die nag tot waar ons nou is, 8:30 die oggend, ek wonder of ons soms daai lyding sou kon deurgaan. En Jesus
kry die opdrag, hy moet sy kruis dra. En hy sê in Lukas 23:26, en toe hulle hom weglei, neem hulle seker Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en die vroue wat rou bedryf, en hom beklaag het. Johannes 19:17 sê, en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het, en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en in die middel. Verswak deur die geslaan begin Jesus toe sy kruis dra na Golgotha, maar Simon van Sirene moet hom dra, want hulle kom agter, ons gaan dit nie betyds maak tot 9 toe nie. Hierdie man kom en dan slaan hy neer, hy kan nie hierdie kruis dra nie. En hulle vat vir Simon van Sirene en sê, jy sal die kruis dra. En Simon van Sirene neem die kruis en hy dra dit tot daar waar die kruisiging plaasvind. Nou Jesus word gekruisig volgens gebruike, was dit 9 Vrydagoggend 9 is Jesus gekruisig. Hy sê Matteus 15:25, en dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Ons moet onthou dat tydtafels en dae en kalender van daai tyd en nou verskil effens van mekaar, maar tog as ons teruggaan, is daar ooreenkomste, want hier sê hy die 3de uur, maar volgens ons kalender, ek dink is die Germaanse, as ek reg onthou, die Germaanse kalender, was dit 9 uur die oggend. Nou, Jesus word aan die kruis vasgenaal, een aan sy linkerkant en een aan sy regterkant, en dit was nogal verstommend om te besef, dat hierdie 2 manne wat aan die kruis vasgenaal is, wat was hulle rede? Dat hulle nooit Jesus gevolg het nie. Hulle tog saam met hom gewandel. Ek glo hulle was 'n keer of wat op 'n plek waar Jesus 'n wonderwerk gedoen het, maar tog het hulle voortgegaan met dit wat hulle gedoen het. En hulle uiteinde was dat hulle saam met hom gekruisig word. En Jesus spreek hierdie 2 misdadigers, spreek hy aan, en ek glo daar was 'n gesprek met hulle voor hulle aan die kruis gekom het. Maar terwyl Jesus aan die kruis vas is, kom daar 'n gesprek tussen Jesus en hierdie 2 manne. Onthou, hulle hang nou aan die kruis, en die een praat met die ander een, en hierdie een misdadiger maak die stelling, wil u nie vra, dan haal u self en ons van die kruis af nie? Jy kan dit mos doen. Hoekom spreek hy hierdie woorde? Omdat hy gesien het dat Jesus is in staat waar hy vir die blinde gebid het, waar hy vir die dowe gebid het, waar Lazarus uit die graf gekom het, het hy besef, daar's krag in elke woord wat Jesus spreek, en Jesus hoef net 'n woord te spreek, en dan sal 1 miljoen legioene van engele kom en hom van die kruis afhaal. Maar dis nie die doel hoekom hy daar is nie. Dit was 'n opdrag van die Vader af. Die een misdadiger spot hom, en ons kan dit lees in Lukas 23:39, hy sê, die een misdadiger spot hom, maar die ander een toon berou, en Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy sê ook vir Maria en Johannes, vrou, daar is jy seun, en daar is jou moeder. Nou, in daardie gedeelte, besef ons, dat Jesus is aan die kruis, en hierdie 2 misdadigers kom tot die besef, dat Jesus gaan nie tot hulle redding kom nie. Dis nog nie sy tyd om tot hulle redding te kom nie. Hy moet eers sterf. Hy moet eers ter helle neerdal. Hy moet eers uit die doodheid opstaan. En hy moet opvaar na die hemel, dan eers kan ek en u voordeel trek uit sy doodheid. Maar op daardie oomblik besef hulle, ons is verdoem. Die een aan sy een kant besef toe, vandag is ek in die paradys saam met Jesus. Hy is so opgewonde in sy hart. En hierdie doodsvonnis wat oor hom voltrek word, wat soos 'n swaard oor sy kop gehang het, besef hy in hierdie oomblik, dat nou het ek redding ontvang. Myn en redding is nog nie daar nie, want Jesus moet eers sterf en hy moet opstaan. 12 uur, toe die klok slaan, toe is daar 'n duisternis oor die hele aarde, tot 3 uur die middag toe. Nou, Jesus se laaste woorde by sy sterwe, kan ons lees in
Matteus 27:46, hy sê omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Hier besef ons op hierdie oomblik dat Jesus was getrou aan die opdrag wat die Vader hom gegee het, daar in die tuin van Getsemane. Daar het hy gevra, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. En hy het hom ondergeskik aan die Vader, maar hy het gedoen presies wat die Vader hom gesê het. En hy sê Lukas 23:46, en Jesus met 'n groot stem uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. En hy het gesê, en nadat hy dit gesê het, blaas hy die asem uit. Jesus sterf waarlik. So Jesus het nie gehang aan die kruis en ergens dood gegaan en niemand het geweet van dit nie. Daar was 'n duidelike tydslyn toe hy die woorde spreek en sê, ek gee my gees oor, ek sterf nou. Here, Vader, baie dankie dat ek in U hand is. Nou Jesus spreek 7 uitsprake uit aan die kruis volgens die gebruiker. Die eerste uitspraak is, my God, waarom het U my verlaat? Ons kan dit lees in Matteus 27:46. Die tweede gedeelte wat Jesus aan die kruis praat, sê ek is dors. En hulle kry 'n riet met 'n stok met 'n spons aan en asyn en hulle gee dit vir hom. En ons lees dit in Johannes 19:28. Dan sê hy die volgende gedeelte, dit is volbring. Met hierdie woorde bevestig Jesus die opdrag wat hy daar gekry het. Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Die Here sê, ek gaan nie die beker by jou wegvat nie. Jy sal hierdie beker van smarte drink. En hier kom hy en hy sê eintlik die woorde aan die omstanders en ook aan die Vader. Vader, dit is volbring. Ek het my deel gedoen. En dan sê hy met die laaste woorde, 'n vierde gedeelte, Vader, in U gees gee ek my hande oor. En terwyl hy sê, Here, Vader, ek het dit volbring, ek het gedoen wat U my gevra het, sê hy die woorde, ek gee my gees oor in U hand. En die Vader hoor dit. Hierdie is 'n getuienis dat Jesus tog mens was. As hy 'n God was, net in 'n goddelike vorm en op die aarde gewandel het hy nie nodig gehad om dit te sê nie. Maar omdat hy God en mens was en die menslike natuur het hier uitgekom, kom hy en hy sê vir die Vader, Vader, in U hand gee ek my gees oor. En dan sê hy hierso, die 5de saak was, om presies 3:00 die middag sterf Christus. Ek wil vanoggend vir julle sê, daar's 'n tydslyn wanneer God vir my en jou iets doen. Ons kry baie keer 'n profesie, ons kry baie keer 'n boodskap, dan wonder ons, Here, wanneer? Here, daar's 'n belofte, wanneer? Here, dit gaan swaar, dit gaan moeilik. Ek is nou uit op my voete, ek het nie meer 'n antwoord nie. Maar daar's 'n tydlyn ook in jou lewe wanneer die Here by my en jou verbykom. En hy kom en hy sê, my seun, my dogter, is tyd dat ek nou die deur van seëninge op jou oopmaak. Dis 'n tyd dat ek nou by jou staan en ek gee jou krag en ek dra jou deur. In hierdie gedeelte, kort na 3:00 die middag, 1500 uur, gebeur dit wat Jesus gesê het. En die tempelsluier skeur middeldeur. Dit moes gebeur. Want nou gee hy uit hierdie getuienis, gee hy toegang vir my en jou tot die Vader deur hom wat Christus is. Ons leer dit ook so uit die woord uit. En kyk die voorhangsel, Matteus 27:51, en kyk die voorhangsel, want die tempel het in 2 geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur. En, dit is wonderlik, toe Christus sterf, toe gebeur daar iets op die aarde, getuienis wat almal onthou het, en dit wat gebeur het, is in die geskiedenisboeke opgeskryf. Hy sê hierso, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan, en na sy opstanding het hulle uit die grafte gegaan, en baie in die heilige stad ingekom, en aan baie verskyn. Ek dink dit moes 'n skok wees, as jou papi of mommy 'n kind van die Here was. Ek sien Ruben lag. Jy sit daar by die huis, jy drink lekker koffie en hier bewe die aarde en goed gebeur. Die volgende oomblik sal klop aan die deur. Hier staan maak jy op, hier staan my papi en of hier staan my mommy. Ek dink gaan skok wees en vra, wat gaan nou aan? Jy gaan nou weghardloop.
Maar dit is die getuienis wat gebore is tydens Jesus se sterwe. Dis 'n bevestiging, hy het gesterf. Die voorhangsel het geskeur van bo na onder. Die aardbewing skud en die Romeinse offisier verklaar die volgende. Dit was een van die belangrikste goed wat ek en u moet onthou. Hy sê, waarlik, hy was die seun van God. Daar's geen twyfel in my en jou hart vanoggend dat Jesus werklik die seun van God was nie. Selfs hierdie woorde is ergens opgeskryf in die geskiedenisboeke, want toe hierdie man daar by die wag kom en hy kom terug by sy wagpos, hulle vra wat het daar gebeur, en hy vertel hulle, en hy is opgewonde, en hy sê ek kan nie glo nie, dat ons, 'n onskuldige man, weet julle ons was verkeerd. Spyt is 'n baie goeie ding, maar hy kom te laat. Maar weer eens is dit 'n bevestiging, en ons kan teruggaan na die geskiedenisboeke, en dit wat in die woord van God staan, bevestig, dit is so, en is 'n waarheid. Tussen 1600 uur en 1800 uur, word Jesus in die graf neergelê. En ons sien hierso dat hy sê in Johannes 19:38, en na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Christus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat en hy het toegegaan en die liggaam van Jesus geneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en alweer omtrent 200 pond gewig. En hulle salf Jesus. Hulle draai hom toe, gee in hierdie mirre, en hulle draai hom toe en hulle lê hom in 'n graf neer. Terwyl ek vir u nou die verhaal vertel in die tydslyn, besef ons, dit was nie net sommer, hulle het hom gevange geneem, en dit was woordvars, en nou sit hulle om die kruis, en daar was 'n proses. Hulle het nie dieselfde pad met die twee misdadigers, wat saam met ons gekruisig is, gevolg nie. Hulle is uit die gevangenis uitgehaal, van daarof is hulle opgeneem en gedrul, hoe dit ook al die wyse was, en daar het hulle die een aan die een kant, en die een aan die ander kant, aan die kruis vastgenaal. Maar Jesus is, van hy gevangen geneem is, tot hy aan die kruis vastgenaal is, het hy smarte op smarte, minuut op minuut, het hy deurgemaak. En ek wil afsluit, Jesus het ure van pyn, verwerping en hy het die dood verduur. Alles te wille van my en jou. Elke oomblik aan die kruis was om ons van ons sonde te verlos en ons terug te bring na God toe. Die wêreld gaan, ek sê vir u, daar gaan 'n tyd kom, nou binnekort in die wêreld, dat dalk ekonomies of in 'n politieke oproer of omstandighede, ek weet nie hoe die Here dit gaan beskik nie, maar die mens gaan moet terugdraai na God toe. Dan gaan die kerk weer oorloop. Maar vanoggend is daar nie 'n behoefte van die mens om in die huis van die Here te wees nie. Ons verstaan daar is wat werk, ons verstaan daar is wat bietjie op verlof is, maar ek dink nie almal is op verlof nie. Ek dink ook nie almal werk nie. Ons sit hier daar by die huis en ons ontspan, ag, want dit is so lekker, dit is 'n lang naweek. Maar laat ons in hierdie dag en elke dag met dankbaarheid leef en sy offer wat hy vir my en jou geoffer het, onthou, want hy wandel in sy liefde, en sy liefde het hy vir my en jou gegee. Mag die Here die woord in ons harte seën vanoggend. Mag hierdie klein bietjie insig wat ek vanoggend vir u gee, dalk as jy weer dink aan die kruisiging, dit vir jou iets anders te beteken as net, ag, dis maar net nog 'n dag. Ag, maar dis net Vrydag. Ag, dis nou Saterdag, dis na die kruisiging. Ag, weet jy, môre is Sondag. Maar dat ons werklik sal besef, daar is 'n tydlyn en Christus het die volbragte prys. Ons hoor dit baie keer van die kant af, hy het die volbragte, hy het 'n volmaakte prys. Geen mens sou dit kon deurgaan wat Christus deurgegaan het nie. Maar hy het die krag gekry van die Vader, wat hom deurgevat het tot die einde toe. Aan hom kom die heerlikheid toe, sowel as die krag tot in alle ewigheid. Amen. Mag die Here seën en mag hy versterk in die dag. Amen. Prys die Here.